JJmath. Julle, so julle is nou by die video oor graad 11 se intro na eksponente toe. So eksponente het nie regtig verander vandat jy dit in graad 9 gedoen het nie, die somme word net so klein bietjie groter. Maar voordat jy dit met graad 11 probeer, moet ons gou-gou net hersiening doen oor die belangrikste wette en reëls wat jy moet ken. So, kom ons spring weg. Wet 1 sê as ek dieselfde grondtalle maal, dan plus ek eksponente. So as ek kyk na die voorbeeld word hierdie net x tot die mag 2 plus 3, so x 5. Volgende ene, dit word nie 'n 4 tot die mag 6 nie. Dit bly 'n 2, maar ek plus die eksponente, so 2 tot die mag 6. Skryf asseblief vir jou onderwyser, dit is 64. Wet 2 sê vir my, as ek dieselfde grondtalle deel, dan minus ek eksponente. So hierdie word x 8 minus 2, dit word net x tot die mag 6. Volgende ene, 16, en dan tot die mag, ek skryf die eerste eksponent voor, minus die tweede eksponent, so p minus r. As dit plus is, mag jy dit omruil, as dit minus is die volgorde, baie belangrik. Nou, wet 3 sê, as ek 'n hakkie tussen eksponente het, dan maal ek die eksponente. So hierdie nou word x 2 maal 5, wat dan net vir my gee x tot die mag 10, en die onderste word 3 tot die mag 2 maal 3, dit gee vir my 3 tot die mag 6, en as ek dit op die sakrekenaar sit, is dit 729. Okay. Wet 4 sê, as ek meer as een grondtal in 'n hakkie het, moet ek die eksponent maal met elke grondtal. So, hierdie is dan x tot die mag 2 maal 3, y tot die mag 1 maal 3. Daai antwoord is dan x tot die mag 6, y tot die mag 3. Volgende ene. Ek gaan die 2 vir elke grondtal gee. So 2 kwadraat maal 5 kwadraat gee dan vir my 4 maal 25 en dit is net 100. Daai is jou 4 official eksponentwette. Kom ons kyk gou na 'n paar afleidings. So dis net ander reëls van eksponente wat jy ook net moet weet. Eerste groot afleiding wat jy moet weet is enigiets tot die mag 0 is 'n 1. Nou kyk mooi in hierdie voorbeeld, die 37 het nie 'n 0 nie. So hy bly 37. Maar die k word net 'n 1, so die antwoord is net 37. Nou baie mense sal daarso net gedink het, daai 0 tel vir alles. Dis nie waar nie. Maar, as daar 'n hakkie is met 'n 0 buite, dan maak hy alles in die hakkie net 'n 1. Volgende ene, as daar vierkantswortels is, of enige wortels, en ek skryf dit oor in eksponentvorm, gaan die binneste eksponent gaan bo in my breek, en die wortel se eksponent, mens nou met die indeks van die wortel, hy gaan onder toe. So hierdie ene word r tot die mag 2 op 3, hierdie ene word k tot die mag 4 op 5. So wat binne is gaan boontoe en die buitensteen gaan ondertoe. Nou kom ons by 'n baie belangrike reël wat jy baie gaan sien in somme. Enige iets tot 'n negatiewe eksponent moet dan skuif na die ander kant van die breek toe. So as hy bo was, gaan hy ondertoe, en as hy onder was, gaan hy boontoe. So hierso die 37 het nie 'n eksponent nie. Hy bly waar hy is, maar die k skuif ondertoe. So die k word nie negatief nie. Sy eksponent se teken verander net. Kom ons kyk na die volgende ene. Hierso is nou tot die mag minus 2. So omdat daar 'n minus is, gaan die 3 boontoe en die 5 gaan ondertoe. Die minus is nou weg. So nou kan ek die kwadraat inmaal bo en onder en die antwoord is 9 op 25. Kom ons kyk gou nou nog voorbeelde met daai reël. As ek 'n breek het tot die mag van 'n negatiewe eksponent, dan flip ek net die breek. So hierdie is net 17 op 4 en nou die onderste ene. Hierso moet ek nou mooi gaan kyk na elke grondtal apart. As hy 'n negatiewe eksponent het, dan skuif hy. So hierso gaan die 2 gaan skuif. So ek weet nie wat bo gaan staan nie, maar die 2 gaan definitief nie bo staan nie. Kom ons gaan kyk na iets anders. So die 3 bly waar hy is, want hy het nie 'n negatiewe eksponent nie, maar die x het 'n negatiewe eksponent. So hy skuif boontoe en dit word positief tot die mag 2. Die y skuif boontoe, dit word positief tot die mag 1. Die 3 bly net waar hy is en dan daai 2 kan ek afskuif, maar ek moet dit maal. So die finale antwoord x kwadraat y tot die mag min 1 op 6. Kom ons doen gou so 6 sommetjies waar ons baie van hierdie reëls gaan toets en kyk hoe hulle werk. Vraag A. So, hierso moet ek daai buitenste eksponent met al 3 grondtalle se eksponente gaan maal. Maar die 8 kan ek dadelik oorskryf in priemfaktore, so jy gaan op jou kalkulator net die shift fact funksie gebruik. Hierso kan ek dan sê, maar 8 is dieselfde as 2 tot die mag 3. Ek gaan dit maal met 1 op 3, dan A, dit was 'n 3, ek maal hom ook met 1 op 3 in sy eksponent, en dan B 9 maal 1 op 3. Finale antwoord is dan 2 tot die mag 1, A tot die mag 1, B tot die mag 3. Ek kan hom net so los. Dan, volgende ene, hierso gaan ek eers in die hakkie vereenvoudig, voordat ek die buitenste eksponent inmaal. Jy mag dit andersom doen en eers die eksponent insit. Jy gaan dan net vir meer stappe, meer grondtalle hê en so aan, maar dit gaan nog steeds 100% uitwerk. Dit is jou keuse. Ek gaan dan sê 8 is 2 tot die mag 3, A tot die mag 6. So daai B gaan ek nou onder toe skuif want hy het 'n negatiewe eksponent. As ek onder kyk is daar 'n A wat ook 'n negatiewe eksponent het, so ek gaan hom boontoe skuif. 27 kan ek skryf as 3 tot die mag 3. Die A het ek geskuif, daai B tot die mag 1 gaan ek daar sit en dan die B tot die mag 2 gaan ek onder toe skuif. Dit alles is nog in 'n hakkie tot die mag minus 2 op 3. Nou kan ek net
daai buitenste eksponent gaan inmaal. So 2 tot die mag 3 gaan ek net maal met minus 2 op 3 in sy eksponent. A tot die mag 9 maal 2 op 3, so minus by. En dan 3 tot die mag 3 maal minus 2 op 3 en B tot die mag 3 maal minus 2 op 3. Dan gaan ek dit vereenvoudig na 2 tot die mag minus 2, A tot die mag minus 6, en dan onder gaan dit wees 3 tot die mag minus 2 en B tot die mag minus 2. Nou as ek dit weer gaan kyk na almal se eksponente en sorg dat die eksponente positief is, kan ek sê finale antwoord is 9b kwadraat op 4a tot die mag 6. Alsaai, ek hoop al hierdie reëls en die kombinasie van alles maak vir jou sin, maar ja, lewer vir my 'n comment as dit nog 'n bietjie triekie is, as jy wil hê ons moet nog so 'n paar van hulle doen. So vraag C het te doen met wet 4. As ek in 'n hakkie 'n paar grondtalle het en 'n eksponent buite die hakkie, dan kan ek dit split en vir elke grondtal daai eksponent gee. Nou onthou, wortel is ook 'n eksponent. So ek kan in hierdie geval sê dit is wortel 16 maal wortel x tot die mag 16. Ek weet wortel 16 is 4 en hierdie word dan x tot die mag 16 op 2, wat dan my finale antwoord net gee van x tot die mag 8. Vraag D. Hierso gaan ek weer daai konsep vat, maar ek gaan sommer dadelik die antwoorde kry as ek kan. Die derde magswortel van 27 is net 'n 3 en dan 8 gedeeld deur 3 gaan nie werk nie. So ek gaan net sê dit is 8 op 3 in die eksponent. Volgende ene is dan net x tot die mag 4 op 3. Nou kan ek, as ek grondtal het wat dieselfde is en ek maal dit, kan ek die eksponente plus. So dit word 3 maal x tot die mag 12 op 3. Finale antwoord is dan 3x tot die mag 4. Vraag E. Ek gaan alles eers oorskryf in eksponentvorm. So x tot die mag 5 op 2 maal x tot die mag 1 op 3. Alles op x tot die mag 5 op 6. Nou gebruik ek wet 1 en 2. Die boonste is maal ek, so ek kan hulle eksponente plus. Die onderste ene deel ek, so ek gaan sy eksponent net minus. Maar ek gaan net een groot grondtal skryf. 5 op 2 plus 1 op 3 minus 5 op 6. Jy mag daai net in jou sakrekenaar tik, maar as jy braaf genoeg is, kom ons probeer die laerskoolmetodes waar ons die KGV van die breek gaan kry. Ek kan sien is 'n 6. Nou weet ek gaan die eerste breek gaan ek bo en onder met maal met 3. Die middelste breek gaan ek bo en onder met maal met 2 en dan die laaste ene bly dieselfde. So in hierdie geval is die antwoord dan net x tot die mag 12 op 6 wat dan net word x kwadraat. Laaste ene. Nou hier gaan nou baie goeders aan. So ek wil vir eenvoudig eers, maar ek kan nie want ons goeders bo en onder, maar elkeen is in sy eie hakkie of sy eie wortel. So as ek bo kyk, gaan ek net daai buitenste eksponent gaan inmaal. Dit gaan dan wees, eerstens gaan ek die 64 gaan shift fact, my kalkulator sê vir my dis 2 tot die mag 6. So 2 tot die mag 6 maal 2 op 3. Maal A 6 maal 2 op 3 en dan B minus 3 maal 2 op 3. Onder gaan ek dan almal se eksponente maal met 'n derde, so hierdie word dan 2 tot die mag 6 maal 'n derde, A tot die mag min 9 maal 'n derde, B tot die mag 18 maal 'n derde. Nou vereenvoudig ek net alles en kyk wat kan ek rondskuif bo en onder. So dit word net 2 tot die mag 4, A tot die mag 4, B tot die mag minus 2. Onder het ek nou 2 tot die mag 2, A tot die mag minus 3, B tot die mag 6. So bo gaan ek gaan nou kyk waar is my grootste eksponent wat 'n grondtal van 2 het. So hy is bo. So dan gaan ek hierso bo sit. Dit is 2 tot die mag 4 minus 2. Die A's gaan ek boontoe skuif, so dis 4 minus 3 en dan B's kan ek sien maar onder is my grootste een. So B6 minus 2. My finale antwoord is dan 4A7 op B8. Daar's julle. Dit was die hersiening gewees vir eksponente. Ek hoop dit maak sin. As dit nie doen nie, gaan doen nog 'n paar voorbeelde. Kyk dalk in die graad 10 handboek dat jy net jouself bietjie verfris. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.